die wet van die Here nie. Vir daardie tyd, vir daardie mense het dit dalk betekenis gehad, maar vir ons in die 21ste eeu is dit nie van veel waarde nie. Maar daarteenoor sê ons God verander nie, sy karakter verander nie, sy wet verander nie. Dit is vandag nog net so relevant as in die tyd van Moses, toe God die 10 gebooie ingegee het. En daarom kom ons lees vanoggend die 10 gebooie, Eksodus 20, waar God self met sy volk gespreek het en vir hulle sy wet afgekondig het. Kom ons lees en kom ons meet onsself aan wat God van ons verwag. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is God se wet wat hy vir ons gee. Ons almal skiet tekort, ons almal het nodig om ons sondes te bely. Dit is wonderlik dat ons dan daarvan mag sing in 'n loflied. En dit is wat ons nou gaan doen. Ons gaan Gesang 59 vers 1 sing. In hierdie lied sing ons: O Vader, neem ons danklied aan. Ons prys u naam vir wyse lering. U woord, u waarheid bly ons by en maak ons vry van ons oortreding. Dit is God se woord met 'n hoofletter W, Jesus Christus, wat ons kom bevry het van al ons oortredinge. Kom ons sing dit sittende, Gesang 59 vers 1, ons sing dit sittende.
God se woord verkondig aan ons sy genade en sy vergifnis, wat beteken dat ons, wat van nature slawe van die duiwel is, van daardie slawerny bevry mag word. Ons lees in Hebreërs 2 vers 14 tot 15, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, Jesus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Daarom mag elkeen van ons vandag hoor dat die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vergifnis en versoening verkondig aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou in sy of haar hart die skuldbelydenis gedoen het. Maar in hulle wat in die sonde volhard en wat nie tot geloof kom nie, verkondig God se woord sy oordeel. Ons gaan dan nou ons geloof bely en ek vra dat u asseblief daarvoor staan. Ons bely dan ons geloof vanoggend met die bekende woorde van die apostoliese geloofsbelydenis, die 12 artikels. En ek nooi elkeen van u wat die vrymoedigheid het om dit ook hardop saam te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sit nou ons geloofsbelydenis voort deur Psalm 93 te sing. Psalm 93 is 'n loflied. Ons sing van die grootheid en die krag van die Here. Psalm 93 en ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 93 vers 1 tot 4. Daarna kan u weer u plekke inneem.
Ons gaan 'n paar skrifgedeeltes opsoek. In die preek gaan ons by Jesaja 27 vers 1 stil staan, maar dit is nie die eerste gedeelte wat ons gaan lees nie. Inteendeel, ek wil vra dat u asseblief u Bybels oopmaak aan die begin, by Genesis 1. Ons gaan so 'n paar gedeeltes lees, net vir die breër konteks. Ons is 'n moeilike onderwerp waarby ons vandag stil staan, Leviathan. En dit is ook 'n onderwerp waarby mense nie gereeld noodwendig preke daaroor hoor nie. Dit is die rede waarom ek vandag hieruit preek. In my studies is ek gaan in hierdie rigting, ek fokus daarop nogal veral op Jesaja 27 vers 1. Ek het gedink om 'n preek hieroor ook te doen. Maar ons gaan Genesis 1 vers 1 en 2 lees. En dan gaan ons Psalm 74 'n deel ook daaruit lees en dan gaan ons daarna blaai na Jesaja 27 en daar gaan ons vers 1 tot 4 lees. Kom ons hoor dan die woord van die Here. Ons lees Genesis 1 vers 1 en 2. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En verder deur die res van die hoofstuk sal ons hoor hoe God daardie woes en leeg verander in 'n skepping wat georden is en vol is van lewe. Maar dan blaai ons na Psalm 74. Psalm 74. En ons lees daar ook vers 12 tot 14. Het is nou belangrik om Genesis 1 in u agterkoppe te hou, as ons hier uit Psalm 74 lees. Psalm 74 vers 12 tot 14 praat van die skepingsgebeure in metaforiese taal, kan 'n mens sê. Vir die van u wat bekend is met die gedig van Toosius Vergewe en Vergeet, jy sal 'n idee hê waaroor hierdie gaan. Dink aan daardie gedig, hy praat van 'n doringboom en 'n ossewa, maar enigiemand wat die gedig gelees het, weet hy praat nie eintlik van 'n doringboom en 'n ossewa nie. Op dieselfde manier praat die skrif soms van hierdie draak, Leviathan, wat deur God oorwin word, maar as jy eintlik sien waaroor dit gaan, dan sinspeel dit baie kere op die skepingsgebeure waar God uit die woes en leeg, uit die chaos, sy skepping georden het. Kom ons lees dan Psalm 74, vers 12 tot 14. Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossinge werk op die aarde. U het deur u sterkte die see geklief. U het die koppe van die seemonsters op die water verbreek. U het die koppe van die Leviathan verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. Spesifiek daardie frase, u het deur u sterkte die see geklief. Dit verwys terug na die skepingsgebeure toe God die water van die water geskei het. Die water wat bo die uitspansel is, geskei het van die water wat onder die uitspansel is. En dan blaai ons na Jesaja 27, waar ons vers 1 tot 4 lees. In die preek gaan ons, ek sal terug verwys na Genesis 1 en Psalm 74, maar ons gaan stil staan by Jesaja 27 vers 1. Hierdie enkele vers is eintlik 'n afgesonderde profetiese gedagte op homself. Het is 'n profetiese eenheid. Jesaja 27 vers 1. Dit hou natuurlik verband met die konteks, maar as jy sien ook wat in die konteks gebeur, dan kan jy sien, ek kan hierdie een vers op homself ook so vat. En ons gaan net daarby stil staan by Jesaja 27 vers 1, maar ek lees vir ons vers 1 tot 4. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, en oor die Leviathan, die kronkelende slang. En hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. In die dag sal daar wees 'n wingerd van skuimende wyn. Sing daarvan. Ek, die Here, bewaak dit. Elke oomblik sal ek hom bevochtig. Ek sal hom nag en dag bewaak, sodat niks hom kan tref nie. Geen grimmigheid is by my nie. Kry ek doring of distel,
in oorlog sou ek daarop aanval. Dit alles saam verbrand. Dit is die woord van die Here, mag hy dit op ons harte skryf deur die geloof. Geliefdes, dan vra ek dat die broeders asseblief staan en dan bid ons saam. Almagtige Skepper God, ons kom vanoggend na U toe en ons bely dat U almagtig is, groot is, die koning is van alles. U het aan die begin gespreek en uit niks uit het U hierdie wêreld gemaak. Soos die skrif vir ons leer, aan die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit was U, alles U, en daarvoor kan ons nie anders as om aan U al die lof en die eer en die heerlikheid te bring nie. Ag Here, ons kyk soms na ons wêreld en dan lyk dit vir ons weer soos wat Genesis 1 vers 2 van praat. Dit lyk woes, dit lyk chaoties, dit lyk baie sleg. Maar ons weet dat net soos U aan die begin die woes en leeg van die aarde georden het en dit gevul het, net so kan U dit ook vandag in ons wêreld doen. En ons bid daarvoor. Ons bid dat U deur dieselfde woord waardeur U aan die begin geskep het, ook in ons tyd U nuwe skepping tot stand sal bring. Dat U deur U kragtige woord die evangelie in hierdie wêreld sal indra soos suurdeeg wat in die deeg ingewerk word. Ons bid dat U ons sal help om ook deel daarvan te wees, om die evangelie in ons gesinne en in ons families en in ons gemeenskappe in te dra, sodat dit daar 'n verskil kan maak. Ag Here, waar ons nou by U woord gaan stil staan, bid ons dat U vir ons wysheid sal gee, dat U vir ons insig sal gee. Dit is 'n moeilike onderwerp wat ons vandag aanpak, maar ons bid dat U ons die insig sal gee om te sien wat U woord oor Leviathan leer. Help ons om te verstaan wie hierdie vyand is en help ons om ons oog altyd op U te hou wat die vyand oorwin. Help ons dat ons vandag juis weer versterk sal word met die wete dat ons God kragtig is en dat daar geen vyand is wat 'n kans teen U staan nie. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, as ek vanoggend vir U sou sê dat die pap die sous nie werd is nie, sou U gedink het ek praat oor pap en sous? Of as iemand anders vir jou gesê het dat jy die bobbejaan nie agter die bult moet gaan haal nie, sou jy gedink het hy praat van 'n bobbejaan en 'n bult? Of as jy 'n gesprek afgeluister het tussen 'n ma en 'n dogter en jy hoor hoe die ma vir die dogter sê, jou kop is vol muisneste, sou jy gedink het dat daar 'n klein muisie in haar kop sit wat besig is om nes te skrob? Natuurlik nie. Ons almal ken metaforiese taal, ons ken beeldryke taal, dit is baie eie aan ons Afrikaanse taal. Ons weet waaroor dit gaan. Soms dan sê iemand iets, maar hy verwys eintlik na iets anders. Hy praat oor 'n ander werklikheid. En vandag staan ons by iets soos dit stil. Leviathan, hierdie draak wat beskryf word in sommige tekste in die Bybel. Rahab is 'n ander naam. Jy sal, as jy deur die Ou Testament lees, soms hoor van Rahab, byvoorbeeld in Job 26 en Jesaja 51. Is dieselfde tipe figuur, maar net verskillende name. Maar waarheen verwys dit? Waarheen wys dit heen? Ek het reeds genoem, en dit is wat ons ook gaan sien net nou, dit verwys eintlik op die ou end na Satan. Ons moenie hier dink dit is 'n draak wat letterlik bestaan of enigiets soos dit nie. Ons verstaan metaforiese taal gebruik. Ons kry dit ook in ons eie taal. Nou wat Jesaja 27 vers 1, ons teks vir ons sê, dit verkondig aan ons hierdie bevrydende boodskap. Ons God is 'n draakdoder. Hy verbrysel die kop van Leviathan. Dit is wonderlik om dit te kan hoor, en dit is die tema waarby ons vandag hier in die preek stil staan. Ons God is 'n draakdoder. Ons gaan by 3 punte stil staan, 3 aspekte van ons teksvers, Jesaja 27 vers 1. Eerstens gaan ons kyk, wie is die draak wat God doodmaak? Tweedens gaan ons kyk, wanneer hy die draak doodmaak?
En derdens gaan ons kyk hoe hy die draak doodmaak. So wie, wanneer en hoe. Nou eerstens, kom ons kyk, wie is die draak wat God doodmaak? Moderne verklaarders, as hulle na Jesaja 27 vers 1 toe kom, of ander tekste in die Bybel wat van Leviathan praat, dan meeste moderne verklaarders gaan in een van 3 rigtings ingaan. Een van 3 verklarings volg. En daar is waarheidsoomblikke in elkeen van hierdie verklaring. So die eerste rigting waarin sommige moderne verklaarders sal gaan, is hulle sal sê, ag, dit is maar net 'n mite. Al die ander mitologiese godsdienste van daardie tyd het ook drake in hulle mites gehad. En kyk, die Bybel het dit ook, so die Bybel is maar net 'n produk van sy tyd. Dit is maar net presies dieselfde stories wat almal daardie tyd maar geglo het, en daarom moet ons die Bybel nie ernstig opneem nie. Hulle sal sê, die Hittite het van Iluyanka gepraat wat hulle draak was, en die Egiptenare het van Apophis gepraat wat hulle draak was, en die Babyloniërs het van Tiamat gepraat, en die Kanaaniete het van Litanu gepraat, en almal het hulle eie drake gehad, en so het die Bybel ook 'n draak, en dit is Leviathan. Maar jy hoef dit nie ernstig op te neem nie, want dit is maar net 'n storie wat die mense uit hulle duim uitgesuig het. Dit is maar net op die ou end 'n mite. Wat moet ons daarop antwoord? Ons antwoord moet wees, wat as die Bybel die waarheid praat? Dink vir 'n oomblik daaraan. Wat as al die ander godsdienste ook hulle eie drake het wat op sommige maniere ooreenstem met die Bybel, juis omdat die Bybel waar is? Wat as al die ander godsdienste ergens iets van die waarheid onthou, maar dit deur hul sonde verdraai en verduister het, totdat dit op die ou end baie ver van die waarheid af opgeëindig het? En wat as die Bybel geskryf is om vir al daardie volke te sê, hier is die waarheid, hier is die ware verhaal. Hoor wie Leviathan waarlik is. Dit is die eerste siening. Die siening wat sê dat Leviathan maar net 'n mite is, en dat ons dit nie ernstig hoef op te neem nie. Die tweede siening wat moderne verklaarders soms volg, is om te sê Leviathan is 'n verwysing na een van die heidense koninkryke in daardie tyd, Egipte of Babel of Assirië, wie ook al. En dit is dan baie soos daai gedig van Tosius, die gedig Vergewe en Vergeet. Net soos wat die Ossewa na Brittanje verwys, sal hulle sê Leviathan verwys dan na wie ook al, na Egipte of Babel. En maak nie saak nie. Die tekortkoming van daardie verklaring is juist dat niemand kan saamstem watter koninkryk dit is nie. En ons al lang debatte, is dit nou hierdie koninkryk of is dit nou daardie koninkryk? Maar dit is so, die res van die Bybel gebruik soms Leviathan en Rahab en ander drake as 'n metafoor vir heidense nasies. Mens sien dit byvoorbeeld in Psalm 87 vers 4 en in Jesaja 30 vers 7. So dit is nie 'n ongeldige verklaring hierdie nie. En die derde rigting wat sommige moderne verklaarders gaan, is om te sê Leviathan is 'n metafoor vir chaos. 'n Metafoor vir chaos. En daarbey kan ons meer aansluit. Soos u gesien het, Psalm 74 verwys terug na die skepingsgebeure, en dan praat dit van God wat die chaos van Genesis 1 vers 2, die woes en leeg vat, en hy klief dit oop en maak daaruit orde. Dan beskryf dit as 'n oorwinning van Leviathan. So, Leviathan, jy kan hom verstaan as 'n metafoor of 'n personifikasie van chaos. Maar, deur die eeue het die kerk, na my mening in 'n geval, baie meer wysheid gehad. Van die vroegste dae van die kerkgeskiedenis af het die kerkvaders gesê, Leviathan is niemand anders nie as Satan self. Die kerkvaders se kommentaar op Jesaja 27 vers 1 trek juis 'n lyn terug na Genesis 3 en sê, hoor, hier hoor jy weer van 'n slang, en jy moet terugdink aan die slang wat in die tuin verskyn het. En Johannes Calvin volg dieselfde verklaring. Hy sê, daar is geen twyfel daaraan dat Leviathan verwys na Satan en sy hele koninkryk nie. En dan sien jy eintlik hoe al drie hierdie gedagtes op die ou end verenig kan word in hierdie spitspunt, as jy verstaan, Leviathan is niemand anders nie as Satan self. Want al daardie ander volke wat daardie tyd geleef het te doen gehad met Satan. Satan het hulle nie gelos nie. So hulle sou ergens geweet het van die bestaan van Satan, en dit kom dan op 'n manier in hulle mites na vore. En tweedens, al daardie volke was ook onder die heerskappy van Satan, en daarom maak dit sin dat die Bybel, as die Bybel sou verwys na Egipte of Babel of Assirië, wie ook al, dan verwys dit na deel van die koninkryk van Satan in elk geval. En dan derdens die idee dat dit
'n chaos mag is, wie is immers die vors van chaos, die een wat chaos in God se skepping inbring? Dit is niemand anders nie as Satan self. So as ons dit raak sien, hierdie is eintlik 'n heenwysing na Satan self, dan kan ons verstaan waaroor dit gaan. Kom ons maak dit prakties. Dit kan vir ons soms lyk, as ons na die wêreld rondom ons kyk, asof Satan die hef in die hand het. Het kan lyk asof Leviathan woes oral rond beweeg en alles vernietig. Asof daar net chaos oral is. En wat moet ons dan doen? Wat moet jy doen as jy rondom jou kyk na Suid-Afrika, rondom jou kyk na die wêreld en jy sê, kyk net wat aan die gang is. Is daar nog 'n God wat in beheer is? Wat as jy na jou eie lewe kyk en jy sien die chaos daar? Wat moet jy dan doen? En God se woord kom verkondig aan ons die hoopvolle boodskap dat God 'n draakdoder is. Satan staan nie 'n kat se kans nie. Hierdie draak, sy oorwinning is reeds vas en seker. En dit is wat ons hier moet raak sien. Wanneer dit vir jou voel asof die wêreld in mekaar stort, wanneer dit vir jou lyk asof die magte van chaos die oorhand kry, wanneer dit vir jou voel asof daar net chaos in jou binneste is, en jy weet nie meer waarheen om te gaan nie, weet dan dat God se swaard die kop van Leviathan sal verbrysel. Dit is vas en seker. Toe ek nog gestudeer het, was daar een van ons professors wat vir ons klas vertel het hoe hy besig was om hospitaalbesoek te doen, en daar was hierdie tannie in sy gemeente gewees, 'n bejaarde tannie, en hy moes haar gaan besoek, en dit het nie goed gegaan met haar nie. Haar liggaam was besig om agteruit te gaan, en sy was baie siek gewees in die hospitaal. En hy sê vir ons, dit het so 'n groot indruk op hom gemaak, dat elke keer as hy na haar toe sou kom en vra, tannie, hoe gaan dit? Dan was haar antwoord, dit gaan goed, dominee. Die Here leef en die duiwel beef. Dit is die waarheid. As jy na jou eie lewe kyk en jy wil net opgee, weet dan dit. Die Here leef en die duiwel beef. Die oorwinning van Leviathan is reeds vas en seker. Dis die eerste punt. As ons kyk na wie is hierdie draak wat God doodmaak. Verwys na chaos in die algemeen, maar dit verwys spesifiek na die opperchaos monster, Satan self. Tweedens moet ons ook sien wanneer God hierdie draak doodmaak. Ons teks antwoord vir ons die vraag. Ons teks sê, in die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan. In die dag. Nou dan moet ons dadelik vra, in watter dag? Dis 'n logiese vraag. Hierdie uitdrukking, die dag, verwys na die dag van die Here, wat 'n algemene uitdrukking in die profetiese literatuur is. Gaan lees gerus deur die boek Joël. Joël is vol van die uitdrukking, die dag van die Here. Maar die ander profetiese boeke het dit ook in, die dag van die Here. Dan moet ons vra, waarheen verwys die dag van die Here? Die dag van die Here verwys na die hele tydperk van Jesus se koms, tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. Dit verwys na die tydperk van sy koninkryk. Nou, soms gebruik die Bybel die woord dag om na 24 uur tydperk te verwys, en daar is baie redes waarom ons kan dink dat Genesis 1 dit so gebruik, die woord dag gebruik om na 'n 24 uur tydperk te verwys. Byvoorbeeld, dit sê aand en môre. Hoe weet jy aand en môre as dit nie 24 uur tydperke is nie? Maar soms gebruik die Bybel dit ook om na 'n langer tydperk te verwys, soos 'n hele era, 'n hele deel van die geskiedenis. Ons verstaan dit baie goed. As jy met 'n ouer persoon gesels en hulle sê vir jou, in my dag, dan weet jy, hulle praat nie van 'n enkele dag nie. In my dag het ons nog 'n tikkie betaal vir die waterlemoenskywe op die kermis. Dan weet jy, dit is nie net een dag gewees nie. Ons sal die ekwivalent daarvan gaan wees seker, dat ons eendag, mense van my ouderdom eendag sal sê, in my dag het ons nog net R7 vir 'n liter se diesel betaal. En dan sal die jong mense dan seker ook hulle oorrol. Hoe dit ook al sê, ons weet dat mens kan soms so praat, jy kan sê in die dag, en jy verwys nie na 1 24 uur dag nie, jy verwys na 'n langer tydperk. En die Bybel gebruik dit ook soms so.
As dit hier sê, in die dag, verwys dit nie na 'n enkele dag nie, dit verwys na die hele tydperk, die hele era van die geskiedenis, waar Jesus die koning is. Hy het gekom, hy het oorwin, hy het die prys aan die kruis betaal, hy het gesterf, hy het opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel en in hierdie dag, in hierdie hele era, sit hy aan die regterhand van die Vader en heers as koning oor die aarde. En dit is wat ons oor 'n paar weke mag gedenk met sy hemelvaart. Ons leef almal nou in die dag, in hierdie tydperk van Jesus se oorwinning. Hy het reeds begin om die oorwinning te behaal en hy is besig om deur sy kerk daardie oorwinning verder oor die aarde te vat en eendag met sy wederkoms sal daardie oorwinning vervolmaak word. Dan sal hy die laaste slag slaan en Satan sal heeltemal verpletter wees en in die poel van vuur gewerp word. Om dan die vraag te antwoord, wanneer oorwin God die draak? Die antwoord is by die kruis en by die wederkoms. Reeds by die kruis het hy in beginsel die oorwinning behaal, deur vir ons sondes te sterf en op te staan uit die dood en daardeur op die kop van die slang te trap. Maar eendag met die wederkoms sal daardie oorwinning gefinaliseer word, afgerond word, vervolmaak word. En dan sal ons heeltemal vry van die heerskappy van die duiwel wees. En dit is dan belangrik vir ons om te besef, ons wat leef tussen hierdie twee pieke, die piek van die kruis en die piek van die wederkoms, ons wat leef tussen hierdie twee groot oomblikke, God se woord roep ons dan op om in hierdie tydperk, in hierdie dag, in hierdie era, self ook te veg teen die draak, te veg teen Satan. God se woord roep ons op, want die oorwinning is reeds behaal en tog is dit in 'n sin nog nie volkome behaal nie. Dit moet nog gefinaliseer word. En daarom roep God se woord ons op om self draakdoders te wees, om te veg teen Leviathan. Romeine 16 vers 20 sê, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. En natuurlik na die baie bekende deel, Efesiërs 6 vers 11 tot 12. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Stop net daar. Besef jy dat daar regtig 'n duiwel is en dat daar regtig demone in hierdie wêreld is? Besef jy dat die Bybel nie besig is met ou vrou stories nie? Besef jy dat die bose bonatuurlike wêreld eg is? Ek dink nie ons maak genoeg erns hiermee nie. Christus leer ons om te bid, bewaar ons van die bose. En dit verwys onder andere na die bose een, Satan. Maar hoe gereeld bid ons dit? Hoe gereeld kom dit in ons gebede na voor, dat ons vir die Here vra, bewaar my van Satan, bewaar my van sy demone. En die Bybel leer vir ons baie duidelik dat dit 'n werklikheid is. Dit is nie 1 of 2 of 3 nie, maar is 'n deel in die Bybel in die Nuwe Testament, wat vir ons vertel in Markus 5 vers 9 van 'n legio demone wat op een slag iemand beset het. Ons weet nog nie hoeveel dit presies moes gewees het nie, dit beteken nie, dit is 'n spesifieke getal nie, maar jy kan net in 'n geval daaruit aflei dat daar 'n magdom demone is, daar is baie, en hulle sal jou aanval. Hier is een van die grootste foute wat die NG Kerkverband in die onlangse geskiedenis gedoen het, geliefdes. In 2011 het hulle synode 'n besluit geneem wat sê die lidmate van hulle kerke hoef nie meer te glo in die bestaan van 'n persoonlike duiwel nie. Ek dink hy is baie bly oor daardie besluit. Sien, die vraag is nie of jy glo aan die bestaan van die duiwel nie, maar die vraag is of hy glo aan die bestaan van jou. Hy weet van jou. Hy het sy oog op jou. En die saak is maar net soos met die belastingman, hè. Hy weet van jou, maak nie saak of jy van hom weet nie. Hy weet van jou en hy het sy oog op jou. En Satan het jou onder sy vizier. En die vraag is, doen ons genoeg moeite om teen hom te veg?
Volg ek in God se voetspore, is ek ook 'n draakdoder, nes die hemelse Vader. Veg jy teen Leviathan of soeg jy voor Leviathan? Hoe lyk dit prakties? 'n Baie praktiese vraag. Leef ek in orde of leef ek in chaos? Want dit is waaroor dit gaan. Satan bring chaos en God bring orde. So vra ek 'n bietjie hierdie vraag. Hoe lyk u huis? Lyk dit asof 'n draak daar woon? Kom ons vra dit vir die kinders. Hoe lyk jou kamer? Lyk dit asof 'n draak in jou kamer bly? Dis 'n baie praktiese vraag. Maar hier is relevant ook vir hoe ons die Here aanbid. 1 Korintiërs 14 sê God is nie 'n God van wanorde nie, maar van orde, en word dit spesifiek toegepas op die erediens, op die liturgie, die liturgiese orde wat ons hier volg. Ons aanbid God nie in wanorde nie, want hy is 'n God van orde, en juist daardeur wys ons vir die hele wêreld dat dit wat ons hier doen, is ons eer 'n God van orde. Ons bring orde in chaos. En hierdie is die brandpunt, die kernpunt van daardie orde wat in die wêreld ingebring moet word. As ons kyk na ons wêreld en ons sien chaos daar, moet ons sê ons soek orde in die kerk, want soos wat daar orde in die kerk is en soos wat ons as lidmate in die kerk kom en ons sien die orde hier, gaan ons huis toe en ons bring die orde ook by ons huis. Gaan u na u besigheidsomgewing en u bring die orde daar. As daar 'n Christelike politikus is en hy kom kerk toe en hy sien die orde hier in die kerk, dan gaan hy buite na die samelewing, buite na die wêreld en hy bring ook orde daar. Die orde versprei hier van waar ons die Here aanbid in die kerk voor sy aangesig elke Sondag. Gaan orde en dit bring orde in hierdie wêreld van chaos rondom ons. Dit, geliefdes, is hoe ons stryd voer teen Leviathan, teen die draak. Orde in chaos. Natuurlik, dit gaan nie oor 'n dooie orde nie. Satan is net so lief vir 'n dooie orde. Jy weet mos hoe 'n dooie orde lyk. Dit is 'n orde waar daar geen lewe is, geen kreatiwiteit nie. Dit is die tipe orde wat jy het as 'n mens 'n klomp porseleinpoppe versamel en hulle agter 'n glasdeur en 'n kas toesluit. Niemand mag ooit daarin raak nie, niemand mag ooit daarmee speel nie. Dit moet net daar staan en gestof gaan. Dit is dooie orde. Dit is nie chaos nie, maar is beslis nie lewend nie. Lewendige orde is 'n orde wat bereid is om soms kreatief te wees, 'n orde wat bereid is om soms te werk met 'n wêreld wat alles is nie altyd skoon nie, alles is nie altyd steriel nie. Lewende orde is soos 'n ma wat soms kan lag saam met haar kind omdat die kind spaghetti in sy hare gevryf het. Dit is lewendige orde. En dit is wat ons soek. Lewende, kragtige, vurige, bruisende orde. En begin hier in die kerk, dit spoel oor na u lewens, spoel oor na ons families en dit spoel in hierdie wêreld in. Bring ons dan by die derde punt, hoe God die draak doodmaak. Ons het eerstens gehoor wie die draak is, tweedens wanneer hy hom doodmaak, en derdens hoe God die draak doodmaak. Nou ons teks antwoord ook vir ons hierdie vraag, sê vir ons hoe God die draak doodmaak. Dit sê, in die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan. Hy maak Leviathan dood met sy harde, groot, sterk swaard. Daar is baie Bybelgedeeltes wat praat van die swaard van die Here. Hoor byvoorbeeld wat sê Jesaja 34 vers 5. God praat, hy sê, want my swaard het dronk geword in die hemel. Kyk, dit kom af op Edom en op die volk van my banvloek om geoordeel te word. Deuteronomium 32 vers 41, daar sê God, as ek my glinsterende swaard skerp gemaak het en my hand na die straf gerig gryp, sal ek wraak oefen op my teestanders en my haters vergelde. En Esegiel 21 vers 15 sê, ek het die slagbank van die swaard opgestel teen al hulle poorte, dat die hart kan smelt en die struikelblokke baie kan wees. Ag, dit is gemaak tot 'n weerligstraal, dit is glad gemaak om te slag. Bly aan mekaar, o swaard, gaan regs, maak 'n aanval, gaan links, waarheen jou snykant ook al gerig is. Die Bybel praat gereeld van God met 'n swaard. Dit beskryf hom in hierdie beeld as 'n kryger wat gereed is om met sy swaard te veg teen al sy vyande. Natuurlik, die woord leer ons dat God gees is en op dieselfde manier as wat ons weet, God het nie fisiese hande of fisiese ore of fisiese oë nie, weet ons dat die Bybel soms praat van sy hande en sy ore en sy oë, maar dit wys metafories na God wat gereed is om dinge met sy hande te doen en met sy ore en sy oë te doen.
Op dieselfde manier, God het nie 'n fisiese staal swaard in die hemel waarmee hy sy vyande oordeel nie. Maar waarheen verwys dit? Dit verwys na sy krag. Hy is magtig, hy is soos 'n kryger wat gewapend is, wat gereed is om hierdie vyand te oorwin. As dit oor ons gegaan het, ons is heeltemal onbekwaam om hierdie tipe vyand sonder 'n wapen aan te pak. As ons nie 'n swaard gehad het nie, sou dit beteken ons is swak. Maar die feit dat God nie 'n fisiese swaard het nie, maak hom nie swak nie. Dit wys juis vir ons hoe sterk hy is. Hy het nie 'n fisiese swaard nodig om hierdie vyand te oorwin nie. Hy is die skepper God, die een wat aan die begin deur sy woord alles in bestaan ingespreek het. Selfs Satan is een van sy skepsels. Hy was eens 'n engel wat God gemaak het en wat geval het. Selfs Satan is deur die Here gemaak. Satan staan nie 'n kat se kans nie, want God is ook sy skepper. En net soos God hom gemaak het, kan God hom ook vernietig. God het nie 'n fisiese swaard nodig nie. Hy hoef nie gewapend te wees met enige iets behalwe wie hy is nie, want hy is inherent magtig, almagtig. En daarom word hy hier uitgebeeld as 'n kryger met 'n swaard in sy hand wat gereed is om hierdie vyand te oorwin. En dan mag ons sien in die res van God se woord hoe hierdie waarheid ontvou. En ons lees hier die res van die Bybel en ons kom agter dat God se swaard niks anders is nie as sy woord self. Ons lees in Hebreërs 4 vers 12: Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. In Efesiërs 6 vers 17 roep ons ook op om die swaard van die Gees, wat die woord van God is, deel van ons wapenrusting te maak. Dan sien jy hoe hierdie waarheid pragtig ontvou en ons lees op die ouend van die woord van God, woord met 'n hoofletter W, die woord, die krag van God, Jesus Christus, wat aan die begin alles gemaak het en wat in tyd vlees geword het en onder ons kom woon het, om op Satan se kop te trap, om die slang te oorwin, om hierdie draak dood te maak. Hy is die swaard van God, hy is die mag van God, waardeur God hierdie vyand oorwin. Hy is die woord van God. En, soos wat ons in hom glo, mag ons dan ook teen hierdie vyand veg met dieselfde woord. Openbaring 12 praat van hierdie draak, die ou slang, die duiwel, die draak, wat uit die hemel gewerp word en dan op die aarde rondgaan om die kerk te vervolg. En dan word daar gesê in Openbaring 12 vers 11, en hulle, die kerk, het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Wil jy weet hoe jy die duiwel kan oorwin? Deur die woord. Deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Ek wil spesifiek vanoggend met die mans praat, die paas, die mans. Besef jy hoe kragtig hierdie woord is? Die woord van God. Besef jy hoe kragtig dit is om dit in jou huis te lees vir jou gesin, om die Bybel met jou gesin deur te werk aan jou huisgodsdiensttafel. Hierdie is die woord waardeur die duiwel oorwin word. Eendag lank gelede was daar 'n ridder gewees. Hy het in 'n gemaklike huisie gebly, maar hy het nie eintlik sy swaard vir enigiets gebruik nie. Sy swaard het daar op sy boekrak gelê en stof gehaar. Van tyd tot tyd sou hy daarom die swaard aan sy heup vasgesp as 'n paar ander ridders kom kuier het, maar hy het nie daarmee geoefen nie. En soos wat tyd aangestap het sy arms moeg geword en sy swaard het begin roes. Wat sal met hierdie ridder gebeur as 'n draak by sy voordeur opdag? Klink dit bekend? Ek weet daar is baie van u wat vuurwapens het. En u weet wat 'n mens met 'n vuurwapen doen. Jy pas dit mooi op. Maak hom mooi skoon. Jy olie hom op die regte tye en jy maak seker dat jy gereeld daarmee oefen, sodat as die tyd kom, dat jy weet hoe om dit te gebruik. Maar wat maak ons met hierdie wapen? Besef u, geliefdes, dat dit met hierdie woord is wat God vandag nog besig is
om die magte van Satan te oorwin. Besef jy, dat as jy voel, Satan is magtig en dit lyk nie vir my asof God hom kan keer nie, besef jy dat dit deur sy woord is, wat God se oorwinning ook in jou lewe 'n werklikheid kan word. Kom ons sluit af. Ons God is 'n draakdoder. Dit is wat ons hier moet sien in ons teksvers. Die draak wat hy doodmaak is Satan self, is die eerste punt. Hy maak hierdie draak dood in die hele era van sy koninkryk tussen die eerste en die tweede koms van Jesus Christus. Is die tweede punt. En hy maak hierdie draak dood deur sy swaard, sy woord, Jesus Christus. Dis die derde punt. Ek wil u vanoggend hiermee bemoedig. As jy nou jou eie lewe kyk en jy sien daar baie chaos, is baie dinge wat net vir ons kan voel soos chaos, geliefdes. Is baie dinge wat vir ons lyk soos drake in ons eie lewens. Noem dit wat ook al jy wil. Baie dinge en dit voel vir ons weet nie waarheen om te gaan nie. Hoor dan wat God se woord vanoggend sê. Ons God is 'n draakdoder. Hy het die groot draak 2000 jaar gelede oorwin en hy is magtig om al die ander drake in jou lewe ook dood te maak. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat woon in die hemel, aan U kom toe alle lof en eer en heerlikheid, van nou af tot in ewigheid. U is die oorwinnaar. U is die magtige een. U is die een wat Leviathan doodgemaak het. U is die een, o God, wat oor Satan triomfeer en hy kan niks doen sonder U nie. U, o God, U is ons enigste hoop in 'n wêreld wat so chaoties lyk. U is ons enigste hoop, U is ons enigste verlossing. En ons bid dat U ons sal help om deur die krag van die Heilige Gees besig te wees om orde in hierdie wêreld te bring. Help ons om ook te kyk na ons lewens en watter drake daar in ons lewens is wat ons veronderstel is om dood te maak. Wat dit ook mag wees, watter sondes daar ook in ons lewens mag wees, help ons om dit af te sterf, om dit uit te wis. Sodat eendag as Christus terugkom, dan sal ons bly wees om die draakdoder te sien. Dan sal ons bly wees dat hy Satan vir altyd in die poel van vuur kom werp. Ag Here, ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir lidmate wat deur moeilike dinge gaan, wat deur beproewings gaan. En ons gebed is dat U ons sal help, dat U ons sal help om aan U woord vas te hou, om vas te hou aan die feit dat U almagtig is, om seker te wees dat U ons uit al ons benoudhede kan red. Vader, ons bid dat U ons gemeente sal help om 'n sout en 'n lig in hierdie wêreld te wees. Help ons om die suurdeeg te wees wat in die hele brood intrek en die hele brood aanraak en 'n goeie effek daarop het. Help ons dat ons U koninkryk nie net hier in die kerk sal los nie, maar dat ons dit huis toe sal vat. Ons bid dat U koninkryk tog daar mag kom rondom die huisgodsdiensttafel, dat U koninkryk mag kom in die gesprekke wat ons met ons vriende en familielede het. Ons bid dat U ons sal help om U koninkryk na die werksplek te vat, na die besighede waarin ons deelneem. Ons bid dat U koninkryk ook sal laat kom onder die breër Afrikaner volk hier in Suid-Afrika. Want ons volk deel van U koninkryk mag wees en na U sal kyk as die een wat ons gered het uit die hand van Satan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, U woord, U swaard, U krag
In sy naam. Amen. Kom ons sing nou Gesang 361, Gesang 361, en ons sing daarvan vers 1 en 2, vers 1 en 2 van Gesang 361. Die Here stuur ons weg om te gaan leef onder sy heerskappy en ook onder sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.